Ons lees die oordenking vir die 30ste September uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vandag is Jesus my vreugde. Ons teksvers uit Johannes 15 vers 9 tot 11 lees as volg: Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit klink goed en reg dat Jesus ons vreugde moet wees en dat ons in sy liefde moet bly, sodat ons blydskap volkome kan wees. Soms is dit menslik onmoontlik om dit reg te kry. Horatio Spafford was 'n vooruitstrewende man, maar toe ruïneer die verwoestende brand in Chicago hom in 1871 finansiëel. Kort hierna sterf sy 4-jarige seentjie. In 1873, tydens 'n bootreis na Europa, bots die passasiersskip waarop sy vrou en 4 dogtertjies is, in die Atlantiese Oseaan met 'n ander vaartuig en die dogtertjies verdrink almal. Op Spafford se seereis om sy vrou te gaan haal, vaar sy skip verby die plek waar sy kinders gesterf het. Dit inspireer hom om die bekende lied It is well with my soul te skryf. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like a sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to know, it is well with my soul. Sedertdien het die woorde van hierdie lied, gebore uit 'n tyd van verskrikking, reeds talle mense getroos en bemoedig. Spafford het die geheim geken. Hy het in Jesus se liefde gebly. Dit was sy enigste hoop en vreugde. Daarom kon hy sing, It is well with my soul. Dankie vir u ewige vreugde, Here Jesus. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.